Ja, kerk van die Here, ons thema vanmôre is as leuns meer aantreklik word as die waarheid. En ons teks van oordenking is Romeine 1 vers 18, waar die woord van God vir ons sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Dan wil ek graag vir u ook vers 25 lees, wat sê, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Wat probeer die Here nou vir u en vir my sê vanmôre in hierdie teks? Wat sou u sê beteken hierdie vir ons as gelowiges vanmôre? Nou as ons hierdie teks in kort kan opsom vanmôre, beteken dit die volgende: God se regverdige oordeel kom oor mense wat die waarheid ken, maar dit doelbewus verwerp en dit onderdruk deur 'n verkeerde lewe te kies. Nou kom ons breek hierdie vers op gou vanmôre in 4 gedeeltes sodat u dit dalk beter kan verstaan. Nou, nommer 1, die toorn van God. Dit verwys na God se regverdige oordeel oor die sonde. Dit beteken nie 'n onbeheerste woede soos by ons mense nie, maar eerder 'n heilige reaksie teen alles wat verkeerd is, boos en ongeregtig is. Dan nommer 2, word van die hemel af geopenbaar, en God maak dit baie duidelik deur die skrif, deur die gewete en selfs deur dit wat in die wêreld gebeur, dat hy nie sonde sal ignoreer. Nommer 3, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in die vers verder staan. Goddeloosheid is 'n lewe sonder eerbied vir God. Ongeregtigheid sluit natuurlik in ons verkeerde dade, soos byvoorbeeld leuns, onreg of oneerlikheid. Onreg teenoor ander mense, om byvoorbeeld iemand te benadeel of sleg te behandel. 'n hart wat nie reg is voor God nie, soos byvoorbeeld trots, hardheid en ongehoorsaamheid. Met ander woorde, dit gaan oor mense wat doelbewus sonder God wil leef en ook doelbewus sonde pleeg of verkeerd optree. En dan gaan die vers op die laaste en hy sê wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nou die kern van hierdie gedeelte is natuurlik, mense ken die waarheid oor God se woord en oor wat reg en verkeerd is, maar kies eerder om dit te ignoreer, of weg te kyk, of die opdrag wat God vir ons in hierdie woord gegee het, te verdraai. En leef eerder soos wat hulle wil, of weet hulle, die lewe wat hulle lei, is verkeerd. En dink bietjie aan die heel eerste sonde wat gepleeg is. Die heel eerste ongehoorsaamheid of sonde wat plaasgevind het, was oor 'n leuen. Die vyand het die waarheid verdraai en 'n leuen in Eva se oor gefluister en sy het dit geglo. Hoekom? Want dit het meer aantrekliker geklink. Onthou, God het gesê, as jy van hierdie vrug eet, sal jy sekerlik sterf. En toe kom Satan en hy verdraai hierdie woord van God en hy sê, as jy van hierdie vrug eet, gaan jy dieselfde kennis kry, die wysheid kry van God. Jy sal soos God wees. So met ander woorde, hierdie leuen het aantrekliker geklink of gelyk as jy sal sekerlik sterf. Is dit nie hoe die vyand werk? Dis presies wat die vyand doen. Hy verdraai alles. Wie weet vanmôre, die vyand kan niks uit homself uitdoen nie. Alles wat hy doen, vat hy van God en hy doen net met die teenoorgestelde. Dis sy werk. Leuns lyk partykeer vir ons of dit maar klein of onskuldig is, maar ek wil vir u sê vanmôre, die nagevolge van leuns kan diep sny en wyd versprei. Nie net vir jouself nie, maar ook vir ander. En nou verwys ek na mense wat leuns versprei in mekaar, oftewel ook dan die waarheid verdraai. Want jy kry ons nou daai ou wat altyd, as jy 'n storie het oor 'n vis wat jy gevang het, wat 10 kilogram was, dan het hy een gevang van 20 kilogram.
Kyk broer, daar's niks wat jy gedoen het of kan doen wat hy nie beter gedoen het. En hy weet van alles. Hy is so slim soos 'n boom vol eile. Maar ons weet nie of die waarheid is. Nee, daar sê, ken julle ook sulke mense? Daar sê, ek gaan nou sê, nie in hierdie gemeente nie. Daar onder Amsterdam, ek het nou eendag gesê Pretoria Noord, en toe later is gesê Sitter die achter, want ek kom van Pretoria Noord aan. So kom ons los nou eens met die Pretoria Noord. Dan gaan ons maar daar Amsterdam of Pieter Tiefse wêreld. Ja. As die paai so lyk, wil ek nie weet hoe lyk die mense nie, maar in elk geval. Ok, nou ja, kom ons gaan aan. Jy kry ons altyd daai ou wat altyd net wil beter wees as die ou langsom. Leuns is een van iets wat van Satan afkom, as jy dit nie geweet het nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n onskuldige leuen nie. Of 'n wit leentjie soos ons dit so vergemaklik benoem. Om te lieg is sonde. Om te lieg is nie van God af nie. En as jy dink ek kon eerder die woord leuen van die kansel af gebruik het, dan wil ek vir u vanmôre sê, gaan lees Kolossense 3. Die woord sê, jy lieg nie vir mekaar. Net soos wat ek het vanmôre vir u sê. En word selfs in 10 gebooie vir ons voorgelees. Eksodus 20 vers 16 sê, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Dit beteken, moenie lieg oor ander mense. Plain Afrikaans gesê vanmôre. God haat leuns. En ons kan dit lees in die boek van Spreuke. Spreuke 6 vers 16 tot 19 sê vir ons, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Nou begin hy, die eerste een van die 6 is trotse oë, pride met ander woorde. 'n leuenagtige tong, iemand wat lieg. Hande wat onskuldige bloed vergiet, moordenaar, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, en een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Die woord sê, daar is dinge wat God haat. En insluitend daarvan is 'n tong wat lieg of wat valse getuienis gee, wat niks anders is as om leuns te versprei. Leuns het gevolge, erge gevolge. Nou wil ek vir u sê, om teenoor mense te lieg of vir mekaar te lieg, het ook gevolge, maar om God se woord te verdraai, dat het by jou moet pas, is bitter gevaarlik. Ons kyk bietjie, wat is die gevolge van leuns teenoor mekaar, as ons as mens vir mekaar moet lieg? Veroorsaak nommer 1, gebreekte vertroue. Wanneer iemand lieg, breek dit jou vertroue. En ek wil vir u sê, dit vat lank om iemand se vertroue weer te wen. Dit vat in die eerste plek lank om iemand se vertroue te wen. Maar jy verloor dit in 'n oogwink, wanneer iemand agterkom, het vir hom gelieg. Met ander woorde, dit is nie maklik om weer iemand se vertroue te wen, as jy dit eers verbreek. Want mense begin twyfel in alles wat jy sê. Nommer 2, het veroorsaak skuld en innerlike onrus in jou siel. Leuns bring dikwels of eerder gewoonlik 'n slegte gewete, spanning en vrees om uitgevang te word. Dit veroorsaak dat jy jou innerlike vrede, wat jy behoort te hê, verloor. Dan natuurlik, een leuen lei altyd na meer leuns. Een leuen weg te steek, moet jy nog vertel. Dit raak 'n kettingreaksie wat al moeiliker word om te beheer, en elke een van ons wat hier sit, het dit wat iewers in ons lewe ervaar. Kom ons wees eerlik vanmôre, as jy die storie vertel soos wat het gebeur het, is daar net een storie. En dis die een wat jy gaan ken. Maar as daar 'n geliegery begin, kan jy later nie onthou wat jy gelieg het nie. En dan moet jy 'n nuwe leuen vertel. Jy moet iets nuuts by die storie lieg om die vorige leuns te probeer justify. Dit bring ook skade in verhoudings. Leuns kan vriendskappe opbreek, huwelike of verhoudings beskadig en ook familieverhoudings vertrap en vermorsel. Dit bring skade aan jou verhouding met God. Waar daar nie waarheid is nie,
kan daar nie werklike vertroue wees. En die woord van God sê baie duidelik vir ons vanmôre, dat waarheid maak jou vry. Waar leuns net mooi die teenoorgestelde doen, dit bind jou. Hoekom? Want dit is sonde. Dit word geklas onder sonde. Dit bring ook verlies van karakter. Want as leuns 'n gewoonte word, begin dit jou karakter vorm. En jy word iemand wat nie betroubaar is. En dit beïnvloed hoe ander mense jou sien. Hierdie is dinge wat gebeur wanneer jy die geneigtheid het om die waarheid te verdraai of om te lieg oor dinge wat jy sê. Met dit gesê wil ek vir u sê vanmôre, ons tema is nie vanmôre gefokus op mense wat vir mekaar lieg nie. Ons tema is gefokus vanmôre op mense wat die woord van God verdraai, om dit by hulle te laat pas. Dis nie op gefokus op die tye wat jy vir jou man of jou vrou lieg, of dinge wegsteek vir mekaar nie. Daar's baie meer aan hierdie, as net die fisiese gevolge tussen twee of meer mense. Want as dit kom by die woord van God, dan is daar geestelike gevolge. Volgens die Bybel en die boeke van Spreuke en Efesiërs kan ons lees dat God is 'n God van waarheid. Leuns staan teenoor sy natuur en daarom sal leuns jou verhouding met God benader. Dit bring skeiding tussen jou en God kry. Maar die probleem by die mens is, die leuns is soveel meer aantreklik as die waarheid. Die gevaarlikste plek om te wees is wanneer jy die woord van God begin verdraai om die dinge wat jy doen te regverdig in jou lewe. Om die woord van God te verdraai of om iemand anders se woorde te verdraai is niks anders as om te lieg daaroor. Hoekom is leuns dan meer aantreklik as die waarheid vir die mense? En dis 'n baie goeie vraag hier, is dit nie? Want dit klink dikwels teenstrydig. Maar mense word soms meer aangetrek tot leuns of vervalsing van God se woord as tot die waarheid. As sekere geestelike en menslike redes hiervoor. Leuns is makliker om te aanvaar as die waarheid. Die waarheid vra dikwels verandering, opoffering of selfondersoek. Leuns klink gemaklik en bevestig dikwels wat ons wil hoor of doen, sonder om ons gedrag te verander. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, as iemand sê jy kan leef soos jy wil, God sal dit ignoreer, klink dit vinnig en aantreklik, maar dis nie die waarheid nie. Leuns speel in op ons begeertes. Hulle pas by ons natuurlike begeertes, gemak, rykdom, krag of plesier. God se waarheid vra dissipline van ons. Hy vra gehoorsaamheid. Hy vra selfbeheersing, wat nie altyd gemaklik voel. Dit laat my nou dink aan 'n pastoor wat vir sy gemeente die vorige Sondag gesê het, ek wil hê elkeen van u moet Markus 17 gaan lees hierdie week. En die volgende Sondag staan hy agter die kansel en hy vra, wie van u het toe Markus 17 gaan lees? Die hele gemeente steek hulle hande op, want almal het Markus 17 gelees. En hy sê, kom ons praat vandag oor 'n gelegenheid, dat Markus gaan van hoofstuk 1 tot hoofstuk 16, maar is nie so. Nee, lekker. Toe sê hy, kom ons praat vandag bietjie oor 'n gelegenheid. Voordat julle sê julle lieg nie, het julle nou by my erken dat julle lieg. Die wêreldlike denkpatroon. Die Bybel sê in 2 Timoteus 4 dat mense hulle oë sal toedraai vir die waarheid en hulle sal hoor wat hulle lus het om te hoor. Dit beteken mense kies dikwels wat vir hulle lekker is om te hoor, selfs al is dit vals. 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 wat vir die lees, en sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer sal verdraai, omdat hulle in
hulle gehoor gestreel wees. Van hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die ore sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot valls. Die teenwoordigheid van die bose. Satan in die wêreld probeer mense mislei deur leuns, omdat leuns mense van God af wegtrek en jou verhouding met God laat skade. Kom ons wees eerlik vanmôre, die vyand sal enige iets doen om jou verhouding met God te laat skade. Enige iets. Dat jy in hierdie struik van sonde kan verval, soos wat Adam en Eva daarin verval. Die Bybel waarsku ons dat daar valse leraars en valse profete is, wat mense sal verlei. Kyk, ons is nie veronderstel om eens aan leuns te dink. Ons is nie veronderstel, jy behoort nie nodig te wees om enige iets vir enige iemand weg te steek. Dis soos die manne wat paswoords op hulle fone het, en die vrouens wat paswoords op hulle fone of hulle rekenaars het, en die man het nie die paswoord nie, en die vrou het ook nie die paswoord nie. Hoekom sal dit wees? Jy het iets om weg te steek. Daar's niks anders. Jy het iets om weg te steek. Dis hoekom jy 'n paswoord daarop sit. Ek gee nie, jy mag nie 'n paswoord hê nie. 'n Mens moet 'n paswoord hê, want as jou foon wegraak, dan weet jy, iemand kan nie net ingaan op jou foon. Maar dis nie vir jou vrou bedoel, of vir jou man bedoel. Want dan lieg jy oor iets. Amen? Nou is die almens van binne in die kerk. Satan in die wêreld probeer mense mislei deur hierdie klas van dinge. Matteus 24:24 sê vir ons, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was ook die uitverkorenes van God mislei. My. Hier is 'n kragtige skrifkerk, en is iets waarvoor ons op ons hoede behoort te wees. Daarom is ek maar 'n bietjie versigtig wanneer mense na jou toe kom en vir jou sê, die Here het vir my gesê, jy moet hierdie en daardie doen. Kerk, ek wil vir jou sê vanmôre, as jy iets op jou hart het en jy wil vir iemand sê, moet jy die Here se naam gebruik. Behalwe as jy werklik waar woord van God gekry. Vir alles het nie van die Here afkom nie. Zip. Dis 'n baie gevaarlike vloer om op te beweeg, want dit is niks anders as 'n valse profeet. So ek vanmôre na u toe stap en ek sê vir u, die Here sê vir my, so en so en so, en die Here het vir my gesê nie, is ek 'n valse profeet. Ek is niks anders vir. Ek sien hierdie week 'n videoklip van 'n pastoor wat verskriklike groot kerk sit. Die mense sit uitgepak by die duisende. Maar ek weet nie wat noem jy hierdie goed nie. Hierdie wat jy in jou ore sit, so goed. Nie 'n gehoorstuk wat jy beter laat hoor nie, maar hierdie goed wat iemand met jou kan praat op die foon of wat ook. Terwyl hy daar staan, roep hy iemand se naam uit. Daai persoon kom uitgestap, maar daar kom 2 persone uitgestap. So ek weet nie beide van hulle dieselfde naam nie. En toe hy na ander stap na die verkeerde een toe fluister daar iemand in sy oor, wat jy duidelik kan hoor op die mikrofoon, wat hulle opgeneem het, en die persoon sê vir hom, nee, dis nie hierdie nie, dis daai een. Hy roep die vrou na vore toe, hy stap toe verby die verkeerde een, en hy stap na die vrou toe, en die ene in sy oor fluister vir hom, self, wat sy adres bly sy. En hy stap voor toe en hy sê van, jy bly in Madison Square 42463, of wat ook al die geval mag wees, en sy sê ja. En die persoon fluister weer in sy oor en sê, haar suster sit met hierdie 1, 2, 3, 4. En hy sê, jou suster sit, en sy aanvaar hierdie as 'n profesie van God af. Ek wil vir jy sê, daai pastoor loop op baie dinge. Dis valse profesie. Dis 'n groot sonde in die oë van die Here. Daarom, kerk van die Here, sal u my baie sonde, die meeste van die tyd hoor praat oor sonde. Want ek is nie hier
om vir u 'n boodskap te bring wat u oor gaan streel. Nee. Ek is nie hier om vir u te sê, ag my boetie, my sussie, weet jy wat, jy kan maar 'n brandewyntjie vat elke dag. Jy kan, solank jy net by die bed uitgekruip kom, vir vanaand kan jy daar kom. Jy's reguit op pad hemel toe. Jy is nie. Jy is nie. Ek wil vir u sê vanmôre kerk, 'n pastoor of 'n prediker wat die woord van God verkondig is veronderstel om harder te leer as 'n prokureur. Om harder te leer en sy knieë deur te knyp as 'n dokter wat op breinchirurgie doen. Harder te leer as 'n drywer wat 'n atoombom transport. Hoekom? Want as daai dokter een fout maak op daai breinoperasie, gaan daai pasiënt vir die res van sy lewe in 'n rolstoel sit. Maar as ek die fout maak, gaan jy vir ewig in die hel en in die verderf beland. Dis die verskil. Daarom mag ons nie preek dit wat nie in die woord van God staan. Dis bitter belangrik. Bitter belangrik. Die gevaarlikste vloer om te beweeg in hierdie lewe is as jy God se woord verdraai. Jy mag nie vir mense sê die Gees het vir jou iets uitgewys of daai gewys om jouself te probeer heilig laat klink. Dis valse profesie. Dis 'n leuen en dis 'n sonde. Dis hartseer, maar daar selfs predikers wat ook preek net wat die gemeente wil hoor. Dit wat hulle ore streel. Ek kan ook maar elke Sondag hier opstap en veral vir al die mooi verhale van die Bybel vertel en nooit preek oor sonde. Want ek is bang my grootste tiende betaler onttrek homself in die kerk. Jy weet as die prediker of die pastoor dat jou grootste tiende betaler sy vrou verneek. Nou praat ek nie oor egbreek. Want ek is toch so bang hierdie ou onttrek homself en hy stap oor na 'n kerk. Ek is toch so bang, hy neem aanstoot en hy stap by die kerk uit oor na 'n ander kerk. Wat van die tiende? Die tiende kom nie van hom af die kerk, kom van God af. Mense wat in die banke sit, is nie die bron van die kerk, die God is die bron van die kerk. Of Gert is die een wat altyd help as die kerk finansiëel iets nodig het, maar omdat hy elke Saterdag gesuip is en sy vrou slaan, kan ek nie bekostig om daaroor te bedien nie, net nou loop Gert oor na 'n ander gemeente toe. Ek wil vir julle sê vanmôre as die Gees my lei om te praat oor drank, hoerery, ongeregtigheid, boosheid, misdraers of kwaadsprekers, dan gaan ek dit doen, of jy daarvan hou of nie. As jy nie daarvan hou nie, wil ek vir jou sê, jy het werk om te doen. Want hoe het die ou mense altyd gesê? Die waarheid maak seer. Is dit nie so nie? Die waarheid maak seer. En as die waarheid jou seer maak, kerk, beteken dit, jy leef nie in hierdie waarheid van God nie. As 'n prediker hier voor jou staan en sy diens voorberei om mense te please, gaan soek eerder vir jou 'n ander kerk. Of wanneer die waarheid van God se woord verdraai word om by die mens te pas, gaan soek vir jou 'n ander kerk. Wanneer sonde nie aangespreek word in die kerk nie, is daar 'n probleem in die kerk waar jy sit. Romeine 1 vers 28 tot 32 wil ek graag vir julle lees. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaal is om te doen nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartige mense.
al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge, nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Met ander woorde, ek sien, jy is besig met die verkeerde dinge. En ek sê, dit dra my goedkeuring by. Elke prediker het 'n verantwoordelikheid teenoor God, en dit is om die evangelie te verkondig, soos wat dit in hierdie woord opgeskryf is. Sonder om enige woord hier uit te haal, of 'n by te sit, want die woord sê tog vir ons mag dit nie doen. Ek staan nie hier voor mense verborgen dat die van my hou nie. Dus in elk geval net die oprecht is, wat sal my sal hou, moet hulle weet wat die waarheid is. Daarom moet jy nie net hier sit, of in 'n diens sit, en alles aanvaar wat ek vir u sê in die kerk. En ek sê nie vanmorgen, jy moet twyfel in die woord wat ek vir jy bedien nie. Maar het is belangrik, dat jy gaan naslaan die tekstverse wat ek vir jy gee, om seker te maak, dit wat vir jy gegee word, om te eet vanmorgen is waar. Ek het die eed voor God afgelegd, dat ek hierdie woord van God sal bedien, wat in die woord van God staan. Maar ek wil vir jy sê, die Bybel waarsku ons teen valse profete. As gemeentes waar ons snaakse dinge gebeur, dinge wat glad nie van God af is. Nou preek ek teen geen kerk vanmorgen nie, maar ek wil vir jy sê, dit is so, daar gebeur goed wat glad nie van God af is. Nou kan jy vir my sê, maar Here, hoe kan jy nou so sê? Dat is die waarheid. As gemeentes waar die pastoor dan, wat die woord bedien, met 'n man getroud is, dan bly hulle nog in die pastorie ook. As gemeentes wat sê, dis okay om same-sex verhoudings te hê, solank dit jou gelukkig maak, is dit okay. Dis okay om transgender te wees, want wie is ons om te oordeel? Dan wil ek vanmorgen vir jy sê, kerk, as 'n verskil tussen oordeel en staan vir wat die woord van God vir ons sê. Dan haal hulle 'n skrif uit die woord uit en interpreteer dit so, dat dit sal pas by die daad wat gepleeg word. Dis 'n skande en 'n sonde. En moenie vir my kom vertel in die Ou Testament, dis die Ou Testament en Christus en die wet en die woord kom herskryf of gekanselleer. Want dis nie wat die woord van God sê nie. As jy dit sê, verdraai jy weer die woord van God. Dis 'n leer. Dis nie wat die woord sê. Behoed die prediker wat hierdie dinge van die kansel afspreek. Jesus sê, ek kom nie om die wet af te skaf nie, maar om dit te vervul. Die wette van God bly geldig en is 'n riglyn vir regverdigheid, selfs na die koms van Christus. En dit kan ons lees in Matteus 5, vers 17 tot 19. En hy sê, hy begin hierdie skrif met moenie en hoofletters. Die woord moenie is 'n hoofletter. Moenie dink, sê die Here Jesus, dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het. Elke een dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elke een wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Wat beteken dit nou vir ons vanmorgen? Jesus vervul die wet. Hy die wet volbring deur sy lewe, sy lyding en ook sy opstanding. Dit beteken nie dat die wet nie meer geld nie. Dit beteken dat hy die ware bedoeling van die wet vir ons uitwys. Die Ou Testamentse wette geld steeds vandag nog. Jy kan nie van my sê, ja, van dat Christus gekom het, hoef ek net te lees in die Nuwe Testament. Nee. Dis nie wat die woord van God van ons sê. God se standaarde vir reg en onreg is onveranderlik. Hy laat nie vandag iets toe en môre keer dit af nie. By God is dit reg of verkeerd.
kleinste dele van die wet, selfs 'n punt of letter, bly belangrik, totdat alles vervul is. Die wet dien steeds as ons riglyn. Die wet wys ons wat reg en verkeerd is. Jesus se koms bring vir ons begrip, genade en vervulling. Nie vervanging nie, vervulling. Daar's 'n verskil. En dit moet jy baie mooi verstaan vandag. Jesus se koms het nie vir jou die gouheid gegee om 'n ongoddelike lewe te begin lewe. Jesus se koms het nie vir ons die gouheid gegee om te begin sonde doen, of om te doen wat die wêreld doen, en dit te probeer regverdig deur sy bloed. Nee. Dis nie wat in die woord van God staan. Waarom dink u het Jesus so verskriklik swaar gesluk aan daardie beker van sonde? Dink bietjie vanmôre daaraan. Dink bietjie vanmôre, terwyl jy hier sit, dink bietjie vanmôre aan elke haglike, walglike sonde wat op hierdie aarde aangaan, hier waar ek in u vandag staan. Nou praat ek nie eens van die ou tyd, praat van nou. Daar's dinge wat jy hoor, wat jy nie eens kan verstaan. Daar's mense wat die haglikste goed doen. Dis alles wat Jesus gesien het toe hy in daai beker gekyk het. Alles wat was, alles wat is, alles wat sou kom. En dan wil ek vir julle sê, moenie dink daar's iets nuuts op hierdie aarde. Moenie dink daar's 'n nuwe sonde op hierdie aarde, dis miskien 'n nuwe sonde vir u en vir my. Jesus het aan die kruis gesterf vir elke een se sonde. Dit is hoekom Jesus so moeilik gesluk het aan daardie beker. Aan die oomblik toe hy na daai beker kyk, en hy letterlik elke sonde van elke mens op homself geneem. Kerk, besef u wat ek vir u sê vanmôre. Besef u vanmôre, as ek net my sonde kan oorlaai op jou, hoe gebukkend jy deur hierdie lewe sal gaan. En Jesus kom en hy kom haal elke liewe sonde van elke liewe mens wat op hierdie aarde is. Selfs die mense wat sou kom, ons generasie. Hy vat alles asof hy aan sonde gebeur. Dit is waarvoor Jesus betaal. Hy het letterlik elke sonde wat die mens gehad het op homself geneem. Jesus moes die beker drink omdat die volheid van menslike sonde, God se oordeel, gesimboliseer is. Elke sonde is gesimboliseer. Het was 'n intense geestelike en menslike worsteling wat hy gehad het. Hy het gedoen uit gehoorsaamheid en ook liefde vir ons as mens. Na Jesus hierdie sonde op hom moes neem, kom die mens en sê, dis maar oukei om sonde te doen. Nee, dit is nie oukei. Party sal tot vir jou sê, nee man, God sal verstaan. God sal verstaan hoekom ek same-sex verhoudings goedkeur in die kerk, as die hoof van die gemeente, of prediker van die gemeente. Dis oukei, want God is oukei daarmee. God sal verstaan hoekom ek as prediker twee mense van dieselfde geslag in die huwelik bin in hierdie gemeente. En hulle boonop nog op die raad van God laat bedien. Jy lieg vir jouself en vir jou gemeente. Jy gee mense vals hoop en jy verkondig nie die woord van God soos wat dit is. Dis valse lering en jy beweeg op 'n bitter gevaarlike plek. Romeine 1 vers 24 tot 27 wil ek vir julle lees. Hy sê, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hier sê die woord vir ons baie duidelik, as twee mans in 'n verhouding is, of twee vrouens in 'n verhouding is, onteer jy jou liggaam. En jou liggaam is 'n tempel van God. Dis iets wat moet geheilig wees.
Hulle wat die waarheid van God verruil het. Hier kom dit nou. Hier is die waarheid. Hierdie is die waarheid. Hulle het hierdie waarheid verruil vir die leuen en die skepsel vereer gedien, eerder as die skepper wat geprys moet word tot die ewigheid. Dan gaan hy verder en sê, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Is iets skandelik, is skandelike hartstogte iets wat goed is? Nee. Want hulle vroue het die natuurlike verkeer, sê die woord. En die vrou wat vaar. En in hulle wels teenoor mekaar oppraat. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Dis 'n dwaling. Dis 'n dwaalleer. En ek verstaan nie hoekom dit nie deurdruk tot elke mens. Want dis presies wat die woord van God sê. Maar die vyand gebruik die mens om seker te maak dat die sonde wat ons doen geregverdig kan word deur hierdie leuns. En ek sê weer vanmôre vir u, ek oordeel niemand nie, want dit is nie my plek nie. Maar ek kan sê vanmôre dat dit glad nie my goedkeur wegdra nie, want dit dra ook nie my God se goedkeur weg nie, want dis wat hier in hierdie woord opgeskryf is. Dis 'n sonde in die oë van die Here. Maar die mens wat nie weet wat die waarheid van God is nie, is geneig om iets te glo wat makliker is, wat meer populêr is, of wat meer aanskoulik is. Die waarheid van God vra opregtheid, gehoorsaamheid en selfondersoek. Leuns speel in op gemak, begeertes en onkunde. Daarom lyk leuns soms aantrekliker as die waarheid. Maar ek wil vir u sê vanmôre, dit bring vreeslike geestelike skade. Met dit gesê wil ek vir u weer sê vanmôre, as jy nie die woord van God ken of geestelik geïnspireerd lees nie, sal jy nie die onderskeid tussen ware lering of valse lering erken. Met ander woorde, tussen iemand wat vir jou lieg of iemand wat die waarheid praat. Dit is skerp van Here, hoekom dit so bitter belangrik is vir ons om 'n kommentasie met die Heilige Gees te leer. Want daar's niemand anders behalwe die Gees van God wat jou daai leiding sal gee. Daar's niemand anders behalwe die Heilige Gees wat vir jou hierdie gees van onderskeiding sal gee. Daarom sê die woord, dink bietjie wat sê die woord van God vanmôre. Hulle sal selfs sprekings doen, soos wat Jesus gedoen het. Dink bietjie die dag wanneer die woord sê vir ons, daar sal valse Christusse kom. Dit beteken, daar sal iemand opstaan wat sê, ek is die Christus. En hy sal ook hierdie selfde tekens doen wat Jesus Christus gedoen het. Nou wil ek vir u vra vanmôre, as jy nie in konnotasie met die Gees van God lewe in die kerk, as jy nie ingeblend en ingeënt is in die woord van God nie, hoe gaan jy vir my sê, daai is Christus of dit is nie Christus? Jy gaan nie kan nie. Jy gaan aan sy lippe hang, want jy gaan nie weet wat die waarheid is. Dit is hoekom dit so bitter belangrik is, dat ons nie die Gees onderdruk nie. Soos die Engels sê, don't quench the spirit. Los die Gees dat hy werk in jou lewe. Los die Gees dat hy verandering bring in jou lewe. Los die Gees dat hy met jou maak net wat hy wil, want dis jou enigste helper wat God vir ons gelos het, kerk. As dit nie vir die Gees was nie, was almal van ons verlore. Ons sou nie eens vanmôre geweet het wat sonde is nie. Ons sou nie eens geweet het wat verkeerd is nie. Geïnspireer deur die Heilige Gees. En as jy nie daai inspirasie deur die Gees het nie, kerk, of nog nie in konnotasie met die Gees gekom het nie,
bid tot God en pleit by die Gees, en die Gees vir jou lering gee, soos wat jy behoort te ontvang. Maar dit is net die Gees van God wat ons sal help om te onderskei tussen iemand wat vir jou lieg en iemand wat die waarheid maak. Hoekom sou u dink dalk vanmôre is die waarheid so belangrik vir God? God stel waarheid bo baie dinge, omdat waarheid in sy wese is. En omdat waarheid ons vry maak, dink bietjie daar. Dink bietjie vanmôre daar. Elke een van ons wat hier sit, het al gelieg oor iets. Maak nou nie saak vir wie dit is. Of dit nou vir jou baas is, of dit vir jou broer was, of vir jou suster, vir jou ma, of jou pa, vir ons paas en maas het ons baie gelieg. Hoe is ek die enigste een wat gelieg het? Ja, ons het baie gelieg. Maar onwetend dat dit werklik waar 'n sonde in die oë van die Here is. Maar die oomblik as jy begin met daai liegstorie, dan is dit iets wat jou bind. Jy ervaar heeltyd hierdie skuldgevoel, hierdie gewete in jou hart. Jy loop asof daar iets oor jou hang. En die oomblik wat jy die waarheid praat, voel jy vry. Is dit nie so nie? Die oomblik wat jy hierdie waarheid voor iemand sit, waarvoor jy gejok het, dan maak dit jou vry. En dis wat die woord van God ook vir ons sê. Die waarheid maak jou vry. Die waarheid is vir God baie belangrik, omdat dit sy aard is, sy wil en sy verhouding met die mens weerspieël. Nou kom ons kyk bietjie na die uiteensetting van hierdie goddelike waarheid. Nommer 1, God is waarheid. Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, waarheid is deel van God as wese. Dit vorm 'n deel van God homself. Alles wat hy doen is waar, regverdig en konstant. Leuns of misleiding kan nie van God afkom. Dit kan nie. Nommer 2, waarheid beskerm en rig. God se waarheid wys vir ons wat reg en verkeerd is. Is dit nie so nie? En dit help ons om nie te dwaal nie. Sonder waarheid leef mense in misleiding en sonde wat tot geestelike skade lei vir elkeen van ons. Spreuke 12 vers 17 tot 19 sê, hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is, maar 'n valse getuie bedrog. 'n Valse getuie vertel nie wat reg is nie. Hy pleeg bedrog. Daar is een wat onverskillige woorde uitspreek so swaard steke, maar die tong van die wyse is genesing. 'n Betroubare lip, hoor wat sê die woord, 'n betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong verloop. Nou ek weet nie of u dalk so hier en daar hierdie Matanga Commission volg nie. Kyk broer, as jy nou wil 'n geliegery sien, moet jy nou so 'n stukkie van daai kyk. En jy kan duidelik sien, as daai ou begin lieg, dan weet jy, nou lieg hy lekker. En die beste van alles is, as hulle bietjie later, iemand anders terugkom na 'n vraag toe, dan is dit verby. Dan kan ek nie meer onthou wat het ek net nou gelieg nie. Dan verdraai ons die hele affidavit sommer nou net hier. En dan wil hy sommer korreksies maak ook. Want wat hy vroeër gesê het, is nou nie meer waar nie. Wat hy nou sê is nou ewe skielik waar. Nou daar, as jy nou wil gaan kyk, wat is die definisie van oneerlikheid? Dan gaan kyk jy in daai. Hulle val soos vliee met hulle geliegare daar. Die waarheid bou vertroue. En nou wil ek vir julle sê vanmôre, kyk bietjie na daai kommissie. Die eerste keer wat jy uitgevang word dat jy lieg, die volgende vraag wat aan jou gestel is, en jy gee dalk die ware antwoord,
gaan daar twyfel wees. Daar gaan twyfel wees by die advokaat, want hy wonder nou, lieg jy weer of praat jy die waarheid? Want waarheid bou vertroue. God se verhouding met die mens word gebou op vertroue en eerlikheid. As God se woord nie waar was nie, kon ons nie vanmôre sê dat ons vertrou op die Here nie. Maar omdat ons weet dat sy woord waar is en nooit kan verander nie, kan ons met ons hele hart vanmôre op God vertrou. Sonder waarheid kan daar geen opregte verhouding tussen God en die mens wees. Dit is waarom leuns en valsheid so ernstig beskou word in die skrif. Soveel so dat die Here sê, God haat daarin. Dan bring waarheid natuurlik vryheid. Johannes 8:32 sê vir ons, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Waarheid bevry ons van sonde, van misleiding en van geestelike gebondenheid. God se waarheid is die pad na ware vryheid en vrede. Jesus het altyd vir die waarheid gestaan. Hy het gepraat, geleef, verdedig en selfs in lyding gehoorsaam gebly aan die waarheid. Sy lewe wys ons hoe om in die waarheid te wandel en God se wil bo alles te stel. Waarheid weerspieël die heiligheid van God. God is heilig en regverdig. Alles wat vals, onregverdig of oneerlik is, staan lynreg teenoor God en sy woord. Daarom is waarheid 'n vereiste in die koninkryk. Dit wys ons karakter en het ons gehoorsaamheid aan God. Jesus is die volle voorbeeld van waarheid in aksie, want hy het altyd in sy lewe gepraat en gehandel in volmaakte gehoorsaamheid en waarheid in God se woord. En ons kan dit sien in God se lewe, Jesus se lewe terwyl hy op aarde was. Ek wil vir u sê vanmôre, ek wonder partymal, hoe gaan hierdie mense wat met leuns deur die lewe gaan, eendag voor God staan? Want as jy voor God staan, gaan jy nie kan lieg nie. God gaan jy nie toelaat om te lieg nie. Moenie dink jy gaan voor God staan en selfs probeer om vir hom te lieg. Want as jy in God se presence gaan inkom, gaan jy nie anders kan as om die waarheid te praat. Dit is hoekom dit beter is om nou al, terwyl ons hier op aarde is, die leuns af te lê en seker te maak, ons hou by die waarheid. Jesus het die waarheid gepraat selfs wanneer dit moeilik was. Hy het nooit geskroom om die waarheid te sê, selfs deur mense in mag of mense wat hom wil kwaad maak. Hy het die skrif nie verdraai of weggelaat, maar presies geopenbaar wat God bedoel het. Johannes 18 vers 37 sien ons dit. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem, sê hy. Het in die waarheid gelewe, want sy hele lewe, sy woorde, sy dade en sy karakter, het die waarheid van God weerspieël. Geen leuen, maak nie saak hoe klein dit mag wees nie, het ooit oor die lippe van Jesus gekom. Hy was volmaak en heilig en opreg, elke oomblik wat hy op hierdie aarde as mens gedoen. Vir 'n beter voorbeeld as Jesus kon ons nie vra. Johannes 1 vers 14 sê vir ons, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon.
En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Jesus was die woord. Hierdie woord. Jesus het die woord geword, toe hy op die aarde gekom het. En die woord is niks anders as die waarheid. Hy het die waarheid verdedig teen leuns en misleiding. Ons weet hoe Jesus die Fariseërs en die valse leraars uitgedaag het, wat God se woord verdraai, net soos wat u en ek as mense moet uitdaag wat God se woord verdraai. Ek wil u bemoedig vanmôre, as jy hoor dat daar iemand is wat in 'n gesprek die woord van God verdraai, daag hom uit. Daag hom uit. Daarom sal ek sê, wys dit vir my. Moenie hier voor my kom staan en vir my sê, so en so en so, as jy dit nie vir my in hierdie woord kan wys. Want as dit nie hier staan in die kerk, wil ek dit nie hoor nie. Dan stel ek nie belang daar. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het hulle uitgedaag, omdat hulle die woord van God verdraai het, dat dit by hulle pas. Jy kan nie net alles aanvaar nie. As dit nie in die woord staan nie, dan aanvaar jy dit nie. Hy het nie die waarheid aangepas vir gemak of gewin nie. Selfs al het dit tot konflik gelei. En die konflik wys 'n basiese verskil. Die Fariseërs volg uiterlike reëls en Jesus volg God se waarheid. Dis die verskil. Waarheid vereis opregtheid, liefde en gehoorsaamheid aan God. Nie net uiterlike voorkoms of tradisies nie. Nou kom ek gee gou vir julle 'n paar voorbeelde waar Jesus sy gesag afgedwing het op die Fariseërs. Markus 2:23 tot 28, ek het dit net opgesom vir julle vanmôre, waar Jesus sy disippels die koring pluk op die Sabbat. Die Fariseërs sê, dit is werk en dis sonde, maar Jesus antwoord, die Sabbat is vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat. Die seën van die mens is ook hier vir die Sabbat. Markus 3 vers 1 tot 6 opgesom, waar Jesus 'n man genees het op die Sabbat. Die Fariseërs kyk net na die wet, dit mag nie op 'n Sabbat gebeur nie. En Jesus vra vir hulle, wat is wettiger, om op die Sabbat goed of kwaad te doen? Markus 12 vers 13 tot 40, opgesom weer eens, waar die Fariseërs en die ander leiers probeer het om Jesus in 'n stryk te vang met vrae oor belasting, opstanding en die grootste gebod. Jesus wys aan hulle dat die wet verdraai word, die mense mislei en God se waarheid buite rekening gelaat word. Jesus het die waarheid tot die uiterste geopenbaar in lyding en aan die kruis. In Getsemane en op die kruis het hy gehoorsaam gebly aan God se wil, selfs toe dit die moeilikste was. Matteus 26:39 sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan, maar nogtans nie my wil, U wil. Sy lyding was die uiteindelike voorbeeld van waarheid en gehoorsaamheid tot die dood. Mense vrygemaak van sonde en misleiding. Sy lewe is die standaard van integriteit, waarheid en ook gehoorsaamheid vir ons almal. God verwag van ons om in waarheid te bly en diensbaar te wees. Want ware diens is 'n hart wat God aanbid. 'n lewe wat sy waarheid volg en 'n gees wat God eer. Om in die waarheid te wandel en nie in die aantreklike leuns van die wêreld te verval nie, kos 'n prys. Dit vereis 'n aksie van opregte aktiwiteite en bewuste keuses wat u en ek moet maak in die lewe. En kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar aspekte wat vir ons kan help vanmôre. Nommer 1 is ken die waarheid deur die woord van God. Jy sal alleen die waarheid ken wanneer jy die woord van God ken. Lees die woord gereeld,
Mediteer op die woord van God. Memoriseer 'n paar verse wat jou kan herinner aan wat reg en waar is. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak, soos ek voorheen gesê het. Bid vir insig en krag. Vra vir God om jou hart en jou verstand te beskerm teen misleiding. Bid spesifiek vir die vermoë om leuns en versoekings te erken. Want sonder die Gees en sonder gebed sal jy dit nie kan doen nie. Amen. Ons het die Gees van God nodig. Spandeer tyd met mense wat God se waarheid nastreef, eerder as met social media of geselskap van mense wat idees het van valsheid en gemaklike leuns normaliseer. Die kry ons baie onder ons. Wees opreg en eerlik met jouself. Erken jou eie swakhede en waar jy geneig is om 'n woord of woorde te verdraai of 'n leuen te vertel. Selfondersoek help jou om die waarheid te kan kies. Selfs al is dit hoe moeilik. Leef die waarheid uit in jou daaglikse lewe. Sê of praat altyd die waarheid. Selfs al is dit hoe ongemaklik. Wees integriteitsvol in klein as ook groot dinge. Efesiërs 4:25 sê, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se leer. Herinner jouself aan die gevolge van leuns. Leuns lyk dalk aantrekliker kerk. Maar ons weet, u weet en ek weet vanmôre, dit bring skade en vertroue. Dit bring skuld en geestelike afstand tussen jou en God. Die waarheid is die een wat vryheid bring, vrede. Die waarheid is wat 'n verhouding bou tussen jou en God. Dan ons laaste punt is, vra verantwoordbaarheid. Vind iemand betroubaar om jou te help om in waarheid te wandel as jy sukkel maak. Deel jou struikelblokke sodat jy nie alleen hierdie geveg hoef te veg. Om in die waarheid te bly beteken om die woord te ken en die woord te volg. Om God se leiding te soek elke dag van my lewe. Om goeie mense te volg en slegte invloede te vermy. As iemand 'n slegte impak of 'n slegte invloed het op jou lewe, vermy daardie persoon eerder. Bly weg van hulle af. Opreg wees met jouself en ander. Leef die waarheid elke dag. En moet nooit vergeet wat se gevaar die leer en sy gevolge vir jou is. Die belangrikste van dit alles wil ek mee afsluit kan. Die belangrikste van dit alles is, dit maak skade. Dit bring skade tussen jou verhouding met God. Die skade wat dit tussen ons bring of vir mekaar te lieg, is iets wat verby sal gaan. Ek wil vir jy sê, dit bring skade tussen jou en God. Dit is nie 'n plek waar een van ons wil wees. Ons wil nie daar wees nie. Ons wil nie skade hê. Ons wil bou. En om te bou in jou verhouding met God, moet jy in gees en in waarheid voor God staan. Daarom sê die woord ook, aanbid God in gees en in waarheid. Amen. Amen. Kom ons sê vir die Vader, wat 'n voorreg om vanmôre hierdie woord te hoor. Om vanmôre te hoor, Vader, hoe belangrik dit vir U as God is, dat ons nie in 'n leuen lewe nie, dat ons uit hierdie dop uit moet klim en in die waarheid van God
behoort in te beweeg. Ek bid vanmôre vir elke een van ons wat hier sit, myself wat vanmôre hier staan, ook elkeen wat dalk na hierdie diens gaan kyk, dat ons begin om selfondersoek te doen. Want 'n leuen word elke dag 'n bietjie makliker. Daarom vind ons partymal dat mense 'n leuen vertel sonder dat hy dit self agterkom. En vanmôre het ons gehoor dat dit belangrik is om die waarheid te spreek. Want dit is wat ons verhouding met God bou. En die teenoorgestelde daarvan breek die verhouding, of maak die verhouding skade kry tussen ons en God. Dis nie wat ons wil doen vanmôre. Waarom bid ek vanmôre dat die Gees van God ons sal lei, dat ons in waarheid sal staan, soos wat Jesus in die waarheid gedoen het. En dat ons sal begin by onsself, dat ons nie nou sal dink aan almal wat ons weet, of al ervaar het, wat ons vertroue gebreek het deur leuns, dat ons by onsself begin vanmôre. En as daar enige leuns in ons harte is, dat ons het vanmôre sal gee vir die Here. En sê, Vader, ek ruil hierdie vir die waarheid vanmôre. Ek ruil vanmôre elke leuen wat in my hart of in my gedagtes is, vir die waarheid van God vanmôre. En van vandag af, Here, wil ek stap slegs in die waarheid van God. Dat ek eerder sal man up, Here, as ek iets fout gedoen het, en in eerlikheid en opregtheid kan sê, dit is wat ek verkeerd gedoen het, en ek vra nederig om verskoning daarvoor, as om dit te draai in 'n leuen, of dalk nog iemand anders die skuld te gee daarvoor. Want om vir iemand anders die skuld te gee daarvoor, staan in die woord van God gesê, daar 6 dinge wat ek haat, maar die 7de een is 'n gruwel in my oë. Is om 'n woord te verdraai en anders die skuld te gee. Help ons, Here. Help ons vanmôre, want ons is nietige sondaars, ons is nietig voor die oë van God. En ons struikel baie. Maar ek dank U vanmôre vir die kragtige woord wat uitgegaan. Ek dank U vanmôre dat ons vanmôre kan besef hoe belangrik die waarheid vir God is. En hoe verskriklik dit is om die woord van God te verdra. Soveel erger as om vir mekaar leuns te vertel. Help ons, Here, dat as ons nie die skrif ken nie, dat ons eerder sal teruggaan na die woord toe en die woord gaan naslaan. Voordat ons die woord van God verdraai. Help my, Here, as die prediker van hierdie gemeente, dat ek altyd die waarheid sal praat. Dat ek altyd sal spreek dit wat God vir my gee, wat in die woord van die Here staan, geïnspireer deur die Gees van God. Dankie dat ons vanmôre die waarheid van God kan beweeg en ook daar kan bly. Dankie vir die woord, dankie vir U teenwoordigheid vanmôre, dankie vir U wonderlike liefde, U genade, Here. U genade wat vanmôre nog steeds vir ons hier is, om te kan vra, Here, vergewe my vir die tyd wat ek nie die waarheid van God beloop. Mag hierdie woord in elkeen se hart vanmôre gebêre word, en ek bid dat ons dit sal bewaar, dat die vyand nie die woord kan steel, dat ons hiervan af verder ook sal uitgaan en hierdie woord selfs gaan verkondig.
sodat God verheerlik kan word daarin. Dankie, Here. Dankie vir die diens. En ek bid dat die Gees van God, die naprediker van die woord sal wees. En ek eer U, ek loof U, ek prys U. Mag U naam verheerlik word deur elke mens wat op die aarde leef. Want U is God. En U is Here. Seën elke een van ons vanmôre. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.